Nou Charmaine, behalwe nou die medikasie wat ons van weet, watter ander middels sal jy aanbeveel vir emosionele en geestelike ontwikkeling van 'n kankerpasiënt? Dikwels sê ek vir pasiënte, moenie Dr. Google gebruik om jou diagnose en jou behandeling te Google nie. Gebruik Dr. Google om te kyk, hoe kan ek my leefstyl, my omgewing, wat 'n ander gereedskap kan ek in my rugsakkie sit om op hierdie pad te gaan, want dis die onus wat so belangrik is in hierdie pad. Sê vir my Charmaine, ek is nou net bloot nuuskierig. Vir ondersteuners van kankerpasiënte, is daar 'n plek wat hulle kan gaan navorsing doen of wat hulle kan 'n bietjie lees oor hoe om 'n kankerpasiënt by te staan gedurende daai tyd? Ja, weet Want jy, ek dink dis baie belangrik, jou support, jou vangnet moet vas wees. Want as jou Absoluut. vangnet nie reg is nie, dan voel jy alleen. ja, en dit voel jou, hulle verstaan jou op die ou end en jy voel so 'n las vir hulle, maar Dis reg. Weet jy, daar's baie organisasies. Kansa, natuurlik, die eerste aankloppunt. Dan is daar ander organisasies soos vir borskankerpasiënte, Reach for Recovery, daar's allerlei organisasies. Die eerste is altyd hoor by die praktyk of die hospitaal waar jy is, met wie skakel hulle. En natuurlik, die internet is ryp en vol van aanbevelings. Dan is daar sekere webwerwe soos Living with Cancer, jy weet Surviving Cancer, wat onder 'n mediese toesig en ook 'n holistiese toesig, want dis baie belangrik. net so belangrik. Dis nie net die kankermiddels nie, dis die hele holistiese benadering, die wholeness van hierdie paadjie wat belangrik is. So yes, daar's baie organisasies en baie mense. En vra net altyd, ja, want dit is so belangrik. Daar's baie engele. Ons moet Yes. net weet waarom hulle in die hande te kry. Myn sê vir ons hoe belangrik is selfversorging en die versorging na die tyd vir die kankerpasiënt. Dis so belangrik. Vir ons vrouens is ons daar bietjie meer bevoordeel. Elke dag. Maak jou mooi. Maak jou reg. Al voel dit nie soms so nie. Onthou, ons brein is so, as ek mooi aangetrek is, of ek voel goed oor myself, dan gebeur daar 'n klomp fisiologiese prosesse in jou liggaam wat letterlik jou beter maak en jou healing kan help. Vat goedjies saam wat jou kan besig hou tydens jou behandeling. En dan eet gesond, leef gesond, slaap gesond. Kyk na jou soos wat die dokter na jou kyk. Gesonde mens, 'n gesonde wordende mens, en vra, hoe kan ek dit doen? En deel dit met die huismense. Sê vir die huismense, as ma vanoggend opstaan en ma lyk bietjie vaal, kom dogter, jy maak my hare vandag mooi, ek leen jou lipstifie en ons gaan 'n bietjie shopping doen. Al eet julle net 'n slaaitjie of 'n lekker stuk koek met 'n koffie, sorg vir jouself, want onthou, deel van ons belief systems is, ek moet glo, ek is dit werd om gesond te word. Ek skuld dit vir myself. Yes, ek is belangrik genoeg in hierdie tydperk om na myself eerste om te sien. Ek is belangrik genoeg sodat ek ander mense sal toelaat om te help om na my te kyk. So selfversorging is so belangrik. Al hierdie klein goedjies is net so belangrik as die harde, belangrike dele wat ons as medisyne doen. So self-care is so belangrik. Dis 'n mind shift. Dis Enige iemand, want dit is soos wat jy gesê het, reg. Ek meen ons is geneig as vrouens om almal voor ons te sit en ons serve. Dit was vir my 'n groot mind shift om te sê, maar luister Chanel, dis nou jou tyd. Kyk eers na jouself. Nou Charmaine, wat se leefstylveranderinge het jy nou al in jou pasiënte gesien wat gediagnoseer is?
2 van die belangrike goeders wat ons oor al gepraat het. Mindshift of attitude. Kry dit reg. Belief systems. En connect met wat jou doel en jou sin in die lewe is. Dis die groot goed. Dis die binnegoed. Dis die interne goeders. Dan kies 'n ander leefstyl. Wat ek daarmee bedoel, kyk wat is gesonder eetgewoontes. Wat is gesonde drinkgewoontes? Water, sappe ensovoorts. Kyk na en onthou elkeen van hierdie faktore het legio moontlikhede. Kyk na hoekom is dit belangrik dat ons goed moet slaap, dat ons die regte hoeveelheid slaap moet dink. Hoeveel oefening moet ek inkry? Is dit om die blok te loop in die natuur saam met my hond? Ons weet, deur al hierdie goedjies wat ek nou noem is deur studies oor en oor bewys as om 'n bydrae te maak. Ek sê altyd vir 'n pasiënt, as jy deur hierdie paadjie gaan, moenie oorloopboeke gaan lees nie. Dit gaan die fisiologie in jou liggaam verander. Dit gaan jou denkwyse verander. Ja. Lees autobiografieë. Bly positief. Yes. Daar's soveel baie belangrike. So my eerste vraag is altyd aan pasiënte: hoe gaan jou lewenstyl nou verander? En hoe kan ons jou help? En ja, daar's mense daar buite wat graag 'n pasiënt so wil ondersteun, hoe om te help om daarmee sin te maak. Ek het 'n persoonlike ondervinding dat ek gevind het dat baie mense isoleer hulle self. Ek weet nie wat se raad kan jy vir ons gee? Ek dink die skok is vir daai mense so groot en dat isolasie is nie 'n goeie ding op die ou einde van die dag. Nee, te veel nie. Ja. Hoe kan ons isolasie van die kankerpasiënt laat jy weet 'n mens, want hoe meer jy dink, jy weet hoe erger raak 'n ding vir jou. En party mense sluit hulle eenvoudig net in 'n kamer toe. Hoe hanteer Jan publiek dit? Soms kry mense wat in die heel begin alleen tyd nodig het om al daai goeders vir hulle op papier te sit en uit te klaar. Wat se sin het ek? Wat is my doel in die lewe? Wat wil ek doen? Ons weet ook, een manier om jou gesond word, reis thriving te maak, is om te dien. Raak betrokke by sopkombuise. So wat ons vir daai pasiënte dikwels sal sê is, weet jy, kom môre of volgende week, as jy nou nie chemo kry nie, kom deel vir ons hierdie koekies by die susters uit. Of weet jy wat, raak betrokke hierby, of ons het 'n ondersteuningsgroepie. En as hulle nie wil kom nie, of hulle is nie 'n kar nie, of dit bied aan, moet net nooit ophou nie, of opgee nie, want dit is so. Afsondering en alleen wees in hierdie tydperk het nie die regte invloed op 'n gesondwordingsfase wat ons graag wil hê nie. Nou Chanel, met al jou pad wat jy met kanker geloop het oor hierdie jare, wat het jou die meeste van jouself verras? Shamaine, ek het nie geweet ek is so sterk nie. Ek was 'n polisievrou, ek het 'n goeie loopbaan gehad. Ek het baie dinge in my lewe oorkom. Maar kanker is 'n berg. En om hom uit te klim in 'n vlaggie boothuis was vir my 'n astronomies. Ek het nie gedink ek kan dit doen nie. Ek het heeltemal 'n ander uitkyk op die lewe gekry. Ek waardeer klein dinge. Ek dink die feit dat ek die geleentheid het, kan ek sê die voorregte gehad het om aktief borskanker te gehad het, om voor 'n saal vol vrouens te staan. Dit was net die genade van bo.
En as ek dit vandag moet doen, weet ek nie of ek dit sou kon doen nie, maar daai tyd het ek die krag gehad en ek is so trots op myself. Kort storie, ek het by klas elke jaar Augustus as ek 'n klas vol vrouens gehad het, het ek vir hulle gevat vir borskankertoets. Die laaste jaar wat ek in die polisie was, toe uit my klas van 10 uit 2 gediagnoseer. Waarvan die een oorlede is, die ander een het limf. En net die feit dat as ek nie gepraat, die weet hulle dat as ek nie gepraat het nie, het hulle nie geweet nie. En my motto was altyd, ek weet wat my status is. Maar weet jy? En wat jy sê, Chanel, is so belangrik. Julle as pasiënte is ons spreekbuise. Want jy's reg, as jy weet wat is jou status, kan jy 'n dent in die hele heelal maak deur ander bewus te maak. So julle is eintlik so awesome om net te praat oor julle kanker en dan die ripple effek wat dit meebring. You change the world. Small steps. Yes. Dag vir dag. Yes. Ons vat hom. Nou Chanel, as jy nou so jou voorkanker Chanel kan sien en die Chanel van nou, wat sou Chanel nou vir die jonger ene sê? Kyk na jouself en byt vas, suster, hierdie is 'n grondpad wat ons gaan ry, maar jy gaan aan die ander kant uitkom. Great, en kan ek vir jou ietsie sê? Ek dink wat jy met divinity, met al die mooi en die power en die genade wat jy het, kan sê vir die vroeë klein enetjie. Dit was wel 'n grondpad, maar vandag staan ek op 'n goue pad. Die poorte. Die poorte en ek is gaan die goue kroon kry Verseker. eendag. Verseker. Wonderlik. Maar ons moes eers grondpad ry. Absoluut, ons moet sterk wees, ons moet bou eers- spiere soos ons die pad loop. En elkeen se pad is anders, maar ons kan by mekaar se paaie leer en daaroor is ek so ongelooflik bevoorreg dat jy so spontaan jou pad met almal deel wat hierdie gaan sien en dat jy hierdie amazing vrou, ma en mens is. Baie dankie. Baie dankie. Iemand het eendag vir my gesê die Here gee sy kwaaiste oorlog vir sy sterkste soldate. Dis reg, En ek gaan hom nie teleurstel nie. natuurlik. Nou toe ouens, daar het julle dit. Ek hoop julle het geluister wat Dr. Shamaine sê. En Tannie Sarah sê nou vir jou, laat toets vir jou. Gaan na Boerboel se webwerf toe en bestel vir jou 'n handvol vir al die vrouens in jou familie hierdie nuwe herontwerpte Boerboel T-hemp in samewerking met Kansa. Vir elke T-hemp wat jy koop, skenk ons R20 aan Kansa.